Liewe vriende, baie welkom by hierdie opgeneemde diens. Dis lekker dat jy vandag saam kyk. As jy na hierdie diens kyk op Sondag die 11de Mei, is dit natuurlik Moedersdag. So baie gelukkige Moedersdag vir al die ma's. Ons is baie lief en baie dankbaar vir ons ma's. Ons gaan vandag die storie verder neem van laasweek. Verlede week het ek gelees uit Handelinge 6 en 7 en die storie van Stefanus. Vandag is ons by Handelinge 11. Voor ons saam lees, kom ons bid saam. Liewe Here, baie dankie dat ons nader aan U kan kom, so op 'n virtuele manier. Dankie Here dat ons weet dat U by elkeen van ons is. En as ons vandag met die Bybel besig is, as ons 'n bietjie gesels oor Handelinge se storie, mag ons dit doen met die verwagting dat U ons elkeen kom ontmoet. Dit is ons gebed, Here, dat ons die stem sal hoor, dat U ons ook in die loop van hierdie boodskap 'n bietjie sal verander. Dankie dat ons op Moedersdag ons ma's kan vier as 'n ongelooflike geskenk van U. Ons is dankbaar oor ons ma's, ons bid vir ons ma's. Dankie dat U die wêreld mooi maak met ma's. Amen. Nou, soos ek gesê het, liewe vriende, vertel ons die storie nou verder. Handelinge 6 het vertel van Stefanus. En dan in Handelinge 8, 9 en 10 lees ons 3 kort stories. Een van Filippus, een van Saulus en van Petrus. En in Handelinge 11 vers 19 tot 30 word die Stefanus lyn weer voortgesit. So kom ons lees daai uit. Handelinge 11 vers 19 tot 30. Deur die vervolging wat na Stefanus se dood ontstaan het, is die gelowiges uitmekaar gejaag. Party van hulle het na Fenisië, Siprus en Antiochië toe gegaan, maar hulle die woord aan niemand anders as net Jode verkondig nie. Onder die vlugtelinge was daar ook sekere mense wat van Siprus en Cyrene afkomstig was, en wat in Antiochië gekom het, en daar ook aan die Grieksprekendes die evangelie dat Jesus die Here is, verkondig het. Die Here die gelowiges gehelp, sodat daar baie mense tot geloof gekom, en hulle tot die Here bekeer het. Die berig hieroor het die gemeente in Jerusalem bereik, en hulle het vir Barnabas na Antiochië toegestuur. Toe hy daar aankom, was hy bly om te sien hoe God in sy genade onder hulle gewerk het, en het hulle almal aangespoor om met hart en siel aan die Here getrou te bly. Barnabas was 'n goeie man, vol van die Heilige Gees en met 'n vaste geloof. 'n aansienlike groep mense is tot geloof in die Here gebring. Barnabas is na Tarsus toe om vir Saulus te gaan soek, en toe hy hom kry, het hy hom na Antiochië toe gebring. Hulle twee het 'n hele jaar lank saam in die gemeente gewerk en baie mense onderrig. In Antiochië is die gelowiges die eerste keer Christene genoem. In die tyd het daar profete van Jerusalem af na Antiochië toe gekom. Een van hulle met die naam Agabus is deur die Gees gelei om te voorspel dat 'n groot hongersnood die hele wêreld sou tref. Verder het dit dan ook in die tyd van keiser Claudius gebeur. Die gelowiges het toe besluit dat elkeen na sy vermoë sou bydra tot 'n hulpfonds wat vir hulle medegelowiges wat in Judea woon gestuur sou word. Hulle het dit gedoen en die geld met Barnabas en Saulus aan die ouderlinge in Jerusalem gestuur. Ons lees tot sover. Nou, die storie van Stefanus het vertel van konflik wat oorkook onder die verskillende groepe in Jerusalem. En dit lei tot Stefanus se steniging. Maar op die laaste nippertjie, net voor hy dood is, het Stefanus die Here Jesus gesien, 'n ongelooflike visioen gesien, en dit het hom verander. Ek het ook laasweek vertel dat dieselfde met Saulus gebeur het. Op pad na Damaskus het hy ook 'n visioen van die Here Jesus gesien. En Saulus is ook verander. Handelinge 11 vertel hoe dit hierdie verandering eintlik deur al die Christene geloop het. En al die Christene iets van hierdie wonderlike verandering beleef het. En die verandering wat gebeur het, het alles begin in Antiochië. En dit is nou nogal ironies. Die voorafgaande gebeure, die storie van Stefanus, speel af in Jerusalem, in die heilige stad. Dis in die heilige stad, in die tempelkompleks, waar Stefanus deur die Joodse raad verhoor is, voor hulle hom uit die stad gesleep en gestenig het. Mense verwag dat Stefanus in die stad van God genade en vrede kry, maar dit het nie so gebeur nie. Antiochië was 'n ander saak. Antiochië was die Las Vegas van die antieke wêreld.
Dit was 'n reuse stad, volgens Josephus, die derde grootste in die Romeinse Ryk. En daar het 500.000 mense gewoon uit al die nasies van die aarde. Dit was, soos dat Vegas ook berig gewees, as 'n losbandige speelplek, waar alle soorte spele en kompetisies gevier is, waar gesag en moraliteit afgelag is, en waar die mense die godin Daphne aanbid het, met tempelprostitusie onder loerierbome. Antiochië was 'n rowwe plek gewees. En tog lees ons, word Antiochië die nuwe sentrum van die Christendom. Antiochië is die plek waarheen Christene kom, en vanuit Antiochië word Christene en sendingreise die wye wêreld ingestuur. Dit gee mens 'n bietjie hoop, ook vir ons stad, vir ons stede, vir ons tyd, wat ook maar lekker die mekaar is. En tog kan God ook op ons plek verandering bring, wonderlike goeders doen. So kom ons kyk. Daar was ten minste 3 groot veranderinge wat toe nou met die Christene in Antiochië gebeur het. En dis eintlik presies die teenoorgestelde as wat in Jerusalem gebeur het. As jy die storie van Stefanus in Jerusalem en Antiochië op mekaar sit, is dit omtrent presies die teenoorgestelde. In Jerusalem was die groot vraag, wie mag toegelaat word by God? Stefanus en sy mede Grieksprekende Christene is as tweede klas Christene gereken. Sy toespraak waarin hy geredeneer het, dat God eintlik mense buite die tempel en die reëls en die wette ontmoet, het hom sy lewe gekos. Die Jerusalem Christene wou ten alle koste vreemdelinge en nuwe idees weghou, en was bereid om te moor, om hulle grense te beskerm. In Antiochië was dit anders. In Antiochië is mense juis ingetrek, grense oorgesteek, daar is brûe gebou. Ons het gelees dat die eerste vlugteling Christene Antiochië toe vlug, en daar begin hulle dan die goeie nuus verkondig. Aanvanklik het hulle uitgereik dat die groot Joodse gemeenskap in Antiochië, daar was glo 70.000 Jode alleen in die stad, maar later na alle mense. Nou hierdie eerste sendelinge is anoniem, maar hulle is die mense wat die eerste tree gee na die sogenaamde heidene, mense wat glad nie 'n Joodse agtergrond gehad het nie. En hulle doen dit sonder 'n aposteltitel of 'n sanksie van die disippels. Hulle is gewone Christene wat borrel van blydskap oor die goeie nuus. Wat ons wel weet, dat 'n klomp van hierdie vlugteling Christene was nou juist die mense wat in Handelinge 6 vir Stefanus aangevat het. Hulle was destyds jaloers op Stefanus, en hulle was teen Stefanus se oop inklusiewe teologie, maar hulle het ook verander, en hulle word nou die eerste Christene wat die grens na nie-Jode, na gewone Griekssprekendes oorsteek. Ons het verder gelees dat die Here hulle werk geseën het en hulle gehelp het. Daar staan letterlik in Grieks dat die hand van die Here met hulle was. Die Jerusalem leiers was natuurlik baie bekommerd en ontstel toe hulle hoor wat hier gebeur het, want dis die teenoorgestelde as wat hulle graag wou gehad het en wat hulle in Jerusalem gedoen het. En hulle stuur toe vir Barnabas om te gaan kyk wat aangaan. Barnabas was bekend as 'n ernstige Christen en 'n fyn wetgeleerde. Maar toe Barnabas daar aankom, sien hy God se werk en God se genade in hierdie Antiochië Christene. En hy moedig hulle aan en hy val self by hulle in. Vriende, dit lyk vir my dat waar God werk, waar die Here se hand aan die werk is, word mense nou juis ingesluit eerder as uitgesluit. Die Heilige Gees dryf ons om grense oor te steek en om God se werk op onwaarskynlike plekke en tussen onwaarskynlike mense raak te sien. Die gevaar is dat ons Christene dink ons beskerm die Here se eer deur baie wetties te wees en baie strenge lyne en grense te trek. Ons moet eerder soos Barnabas ons verwonder oor die ondenkbare en onverwagse dinge waarmee die Here sy koninkryk bring. Die tweede verandering het te maak gehad met verhoudings, met hoe die manier hoe mense na mekaar gekyk het. Jerusalem het ons gesien verlede week het die disippels hulle bietjie belangrik gehou. En hulle kon nie verwerdig om moeite te doen met die Griekse weduwees nie. Die Griekse Christene moes hulle eie diaken dienaars aanstel, wat hulle gedoen het. Stefanus was een van hierdie dienaars. En dit was goed solank hy gedien het.
Maar toe Stefanus begin om groot wonderwerke te doen en met groot gesag te praat, was die mense groen van jaloesie. En toe hy boonop die Joodse raad en die leiers aanvat, was sy doppie geklink. In Antiochië was dit andersom gewees. Die gemeente het eers gegroei uit die spontane getuienis van die vlugteling Christene, en toe het Barnabas by hulle aangesluit, en ons het gelees dat 'n aansienlike groep mense by die gemeente aangesluit het. Die gemeente word te groot. Wat doen Barnabas? Hy gaan haal vir Saulus. Terloops, Paulus, sy naam verander eers in Handelinge 13, as hy die Romeinse wêreld ingaan, dan verkies hy die woord Paulus, so hier praat ons dan nog van Saulus. So Barnabas gaan haal vir Saulus. Barnabas het al van tevore vir Saulus opgestaan en vir hom ingetree, en nou gaan soek hy hom om 'n medewerker te wees. Miskien besef Barnabas dat Saulus besondere talent het, wat hy wat Barnabas is, nie het nie. Maar in plaas daarvan om jaloers te wees daarop, of om sy eie claim te beskerm, gaan haal hy vir Saulus, om saam met hom te werk. En dit is baie groot van Barnabas, om sy werk en sy gemeente so met Saulus te deel. Deur nie bedreig te voel deur Saulus se leierskap en vaardigheid nie, maar om dit juist te bewonder en om hom te omarm. 'n Wyse dominee het op 'n dag vir my gesê dat een van die belangrikste lesse wat hy as dominee geleer het, was om partykeer een kant te staan, dat ander mense goeie goeders kan doen. Hy het gesê, om die Here te dien beteken om partykeer ruimte te maak vir ander, om nie alles self te wil doen nie, maar om net een kant toe te staan. Dit is wonderlik dat ek die Here se gawes en werk nie net in myself kan sien nie, maar dat ek die Here ook in jou talente kan herken en kan bewonder. Dit is wat die mense in Antiochië gedoen het. Dit is aangrypend hoe die Christene in die derde plek in Antiochië gemaak het met mense in nood. In Jerusalem is die weduwee, soos ons verlede week gesien het, eintlik 'n bietjie afgeskeep. Die Hebreëus-sprekende Christene het nie gedink dat hulle enige verantwoordelikheid teenoor hierdie inkommers gehad het nie. Die Griekse Christene moes self 'n plan maak. Antiochië het ons gelees, kom hierdie vreemde profeet, die Agabus, daaraan, nogal uit Jerusalem uit. En hy voorspel dat daar groot hongersnood gaan wees in die hele wêreld, 'n hongersnood wat veral vir Judea en die mense van Jerusalem swaar gaan tref. Wat gaan die Christene in Antiochië doen? Hulle hou 'n kollekte om 'n hulpfonds vir die Christene in te samel. Dit is presies die teenoorgestelde as wat die Griekse Christene destyds in Jerusalem beleef het. Dit is die begin van baie kollektes wat Saulus vir Christene in nood sou reël. Boonop is hierdie noodfonds so belangrik dat Saulus en Barnabas besluit om self die 500 km Jerusalem toe af te lê. Want dis prioriteit. Uiteindelik sou die kollektes wat Saulus later Paulus vir die gemeentes in Jerusalem insamel, sy lewe kos. By 'n volgende geleentheid, toe hy weer op pad was om 'n kollekte in Jerusalem toe te neem, het die einste profeet Agabus hom gewaarsku dat hy gevang gaan word, dat hy dalk eerder nie moet gaan nie, want sy lewe is op die spel. Maar dit was vir Paulus op daai stadium so belangrik om die nood te verlig, dat hy bereid was om sy lewe te waag. En liewe vriende, ons is ook bewus van die nood om ons, en in ons gemeente doen ons wonderlike goedes om die nood te verlig. Ons maak sopbottels by mekaar mos in die winter, en komberse, warmgoeders, toiletware vir die mense van Voorstraat, ons maak beddegoed en komberse by mekaar vir Jacaranda, gee borde kos vir lapswaars hier so in Hatfield. Ek dink elkeen van ons versorg boonop 'n klomp mense by ons huis en by die werk, of mense in ons eie familie. Maar hierdie hulp wat ons gee vir mense in nood, hierdie bietjie kos of dalk geld of selfs raad, is nie iets soos 'n almoes wat jy uit jou relatiewe rykdom vir mense gee nie. Dit is eerder jou belangrikste prioriteit en dalk jou belangrikste roeping in hierdie lewe. Ons lees dat die gelowiges in Antiochië die eerste keer Christene genoem is. Maar dit is mooi. Mens kan in Handelinge sien hoe Lukas hulle op verskillende name noem. Hulle begin deur genoem te word die heiliges, dan broers, gelowiges, mense wat gered is, mense van die weg.
Maar nou kry die gelowiges die naam Christene. En dit was nodig, want die ander inwoners van Antiochië het nie geweet wat om met hierdie klomp te maak nie. Hulle het nêrens ingepas in een van die bestaande kategorieë of groepe van mense nie. Hulle was nie net Jode gewees nie, en ook nie net heidene nie. Hulle was nie net ryk of arm, of net baas en slawe nie. Hulle was 'n vreemde mengsel van al hierdie goeders gewees. En omdat hulle kon verstaan nie, was hulle eintlik 'n bedreiging gewees vir die sosiale en godsdienstige strukture van die dag. Die mense in Antiochië moes 'n greep op hulle kry, 'n handvatsel kry. En dit gebeur toe met die naam. Nou die mense van Antiochië was bekend daarvoor dat hulle graag spotname vir ander gegee het. Hulle het byvoorbeeld een van die keisers van Rome die bok genoem, want hy het so 'n bokbaartjie gedra. Toe hulle nou hierdie Christene sien, spot hulle weer. Hulle noem hulle die Christene, want hulle loop mos agter hierdie Christus persoon aan. Vir die gelowiges was dit 'n eretitel. Dit was, het hulle gesê, inderdaad wat hulle doen. Dit is ook wat ons, liewe vriende, wat ons doen. Daar's 'n ou tradisie wat sê dat Lukas eintlik hier so 'n bietjie sy eie storie vertel. Lukas, wat Handelinge geskryf het, was heel moontlik een van die inwoners van Antiochië wat in hierdie tyd tot bekering kom en wat 'n Christen geword het. In 'n ander manuskrip oor Handelinge is daar ietsie ingevoeg, en daar by vers 28 wat ons lees van Agabus, gebruik Lukas dan die eie naam ons, om te sê, maar ons het vir Agabus ontvang. En so sê die mense, vertel hy miskien tussen die lyne iets ook van sy eie storie. Liewe vriende, die wonderwerke van Handelinge 11, die verandering wat gebeur, is ook my en jou eie storie. Amen. Kom ons bid. Here, dankie dat ons U kan vier as 'n God wat lewe en dinge doen en verandering bring. Ook in die harte van die Christene wat so beklei het, ook in ons harte. Mag ons in hierdie tyd, Here, wat ons eintlik nog Paasfees onthou, wat ons die opstanding vier, tekens wees van U verandering. Mag ons, Here, op 'n besondere manier die spoor van hierdie Christen van Antiochië loop. Mag ons brûe bou en mense insluit. Mag ons mekaar eer, Here, en mekaar geniet en respekteer. Mag ons medelee hê en mekaar op 'n besondere manier versorg. Amen. Vriende, hierna gaan die afkondigings volg. Kyk gerus daardeur, bly op hoogte met die gemeentegoedes. Onthou ook asseblief jou kollekte te gee of jou maandelikse bydrae soos jy dit doen. Ons is baie afhanklik daarvan ook. Dankie dat jy saam gekyk het. Ons sien mekaar weer 'n volgende keer.